kry, so gaan luister hom gerus, want ons het gepraat oor die storie agter die goeie nuus. Hoekom is dit? Hoekom is dit dan nou so goeie nuus? Wat is die storie agter dit? So ons het nou klaar deur dit gepraat. Vandag gaan ons bietjie gesels oor die gedagte dat 'n storie van die koning, hierdie goeie nuus, het ons ook ingesluit by God as familie. Ons word nou sy kinders genoem. En wat beteken dit? Wat is die implikasie van dit? Nou weer eens, die aanloop tot hoe God ons ingesluit het, is 'n groot, lang, wonderlike storie, maar dan die implikasie van wat dit van ons nou sê, wat ingesluit is in Christus, is ook 'n groot, lang storie. So ek gaan vanoggend probeer om so ietsie van albei vanoggend met jou te kommunikeer. Nou God het beloof dat hy gaan 'n koning stuur, hy gaan 'n koning oprig, hy het dit in die Ou Testament beloof, daar's klomp voorbeelde van dit, ons spot ook altyd so bietjie en sê, sekere skrifte hier in ons gemeente moet op jou yskas wees, nou hierdie is een van die skrifte wat jy op jou yskas moet gaan sit, want dis waar God vir Dawid beloof, hy sê vir hom, uit jou nageslag uit, ek gaan vir jou 'n seun gee, en hierdie seun, ek gaan sy vader wees, ek wat God is, ek gaan sy vader wees, en hy gaan vir my seun wees, en hy gaan 'n koning wees, en 'n koninkryk, en ek wil dit gou vir jou lees, daai 2 Samuel 7 vers 13-14, hy sê, hy is die een, hy praat nou met Dawid, nou sê hy is die een wat vir my naam 'n huis sal bou, so voor dit, 'n groot geskiedenis van Dawid wat 'n huis wou bou vir die Here en so aan, maar nou sê hy is die wat vir my naam 'n huis sal bou, en dan sê hy, ek sal sy koninklike troon vir altyd laat vasstaan. Sy koninklike troon, daar kan jy klaar hoor, hierdie seun is 'n koning. En hierdie troon van hom gaan vir altyd vasstaan. Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. So uit Dawid se nageslag, dis wat ons hier vier in Kersfees, kom God se seun, gebore as 'n baba, maar nog meer as dit, God wat mens word, en hierdie God, wat sy seun stuur is koning, wat sy koninkryk op aarde gaan bring, dis die boodskap van Kersfees, ek gaan dit vanoggend baie keer sê, dis die boodskap van Kersfees, hoor gou op 'n stadium, gaan Maria mos nou swanger raak, en sy gaan nou geboorte gee aan Jesus, en die engel Gabriël, een van die groot engele, kom aan haar, en hy maak in hierdie nuus aan haar bekend, nou hy is uit 'n spektrum van woorde uitgekies het, hoe wil hy dit aan haar bekend maak, maar hoor hoe doen die engel dit, hy sê in Lukas 1 vir haar, hy gaan magtig wees, hy gaan die seun van die Allerhoogste genoem word, en dan sê hy, en die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee, daarso, Dawid se belofte, hier gebeur dit nou, sien jy die link, hy gaan aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee, weer 'n keer, hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer. En dan hierdie powerful, wonderlike sin, wat ons insluit natuurlik, aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie. Hier sê die engel, Gabriël, dis die aha oomblik. Jesus se geboorte is die vervulling van hierdie beloftes deur die Ou Testament, dat God 'n ewige koning gaan stuur. God word mens op aarde, hy word koning op aarde. Wat doen hy? Hy kom om sy koninkryk te vestig. Baie mense dink God se koninkryk is net eendag, en dit is so, want sy koninkryk gaan in volmaakte heerlikheid nog kom, maar sy koninkryk is ook nou. Jesus het dit begin, hy het gesê die tyd is naby, die koninkryk van God het naby, of die tyd is vervul, die koninkryk van God het naby gekom. Hy het gekom om sy koninkryk te vestig, hy is besig om dit te vestig, en deur Jesus se lewe, sy kruisdood en sy opstanding, het hy iets groots kom doen, wat ons dan nou weer ingesluit het by hom as sy familie, as sy kinders. Nou dit is eintlik, soos een van my vriende altyd sê, 'n groot lang preek op sy eie. Maar kom ons probeer gou ietsie van dit. Om dit te verstaan, vat Paulus ons na Romeine toe. Nou, ons het hierdie jaar in ons Hebreërs reis al so 'n bietjie daaroor gepraat. Nou, Paulus probeer vir ons verduidelik dat elkeen van ons was ingesluit by Adam. Want God het 'n plan gehad met Adam, 'n plan wat seer gekry het, wat skade gekry het. Maar God het ook met ons elkeen 'n plan in Christus. So hoor gou verduidelik Paulus dit, Romeine 5 vers 12. Hy sê, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het,
en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Nou ek het altyd gedink, toe ek nou jong Christen was, hoe werk hierdie? Ek het nie saam met Adam sonde gedoen nie. Adam het dit alleen gedoen. En toe sleep hy my daarin. So hoe werk dit? Nou as Paulus praat van sonde en hy praat van Adam, dan gebruik hy die woord hamartia. Daaroor het ons al duisende kere gepraat, maar dit is deel van ons storie, so ons sal aanhou daaroor praat. Griekse woord, mense het teiken geskiet vir die bullseye. As hulle die bullseye misgeskiet het, dan het hulle kliphard uitgeroep, hamartia. Ek het die doel, die bullseye, misgeskiet. En dis presies waar Paulus praat, as hy praat oor Adam en oor sonde. Hy sê, Adam het 'n sekere roeping gehad, en hy het hierdie roeping gemis. Hy het gehamartia. Hy het nie die bullseye getref nie. So wanneer Paulus praat oor sonde, praat hy dan oor die mens wat die doel gemis het. Wat is hierdie doel gewees? Onthou julle, Genesis 1, Genesis 2, dis die kern van ons storie. God, die God van liefde, maak die mens. Hy maak die mens in Genesis 1 en 2 al as konings en as priesters. Hulle moes oor alles heers. Net daar begin ons al die stories sien van konings en priesters, groot tema in die Bybel. So God het die mens gemaak vir hierdie doel, om vanuit verbintenis met hom, vanuit verhouding met hom, oor die aarde te heers, die aarde te vul met sy heerlikheid. Dit was die bullseye. Maar die mens mis dit. Nou ek het niks gedoen om Adam te help, so hoe werk dit? God maak vir Adam met gesag. En God maak hierdie gesag insluitend, verteenwoordigend. Hoor hoe begin dit in die Bybel, Genesis 1:28, hy sê, en God het hulle geseën, vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. So nou kan ons lank oor dit praat. Adam kies buite Christus. Hy was geroep om Christus te kies in alles wat hy doen, vanuit dit te leef, in eenheid met dit, die boom van die lewe in die tuin van Eden, maar hy kies iets anders, hy kies buite Christus, hy kies buite die mandaat en die gesag wat God vir hom gehad het, en Adam was verteenwoordigend, want dis hoe gesag werk, hy was verteenwoordigend van die hele mensdom, hy was die eerste mens, wat natuurlik die res van die mensdom moes insluit by hierdie roeping. So dit het ons ingesluit, tot vandag werk gesag so. Dink maar gou aan 'n skoolhoof. As die skoolhoof sekere besluite maak, sluit die hele skool in. As die CEO van 'n company of die raad van 'n company besluite maak, sluit dit die hele company in. As ons regering 'n wet maak, sluit dit ons almal in. Dit is hoe gesag werk. En Adam se gesag het behels dat die hele mensdom ingesluit sal wees om vir hierdie mandaat om God se wêreld, sy skepping met sy heerlikheid te vul. Maar Adam se gesag raak insluitend van iets anders. Nou 'n goeie manier om dit te onthou, want dit het die mens in 'n dilemma gelos. 'n goeie manier om dit te onthou is die gediggie, die Engelse gediggie van Humpty Dumpty. OK. Ons het dit al baie gesê, so julle ken dit. As jy dit nie ken nie, jammer, as 'n gat in jou opvoeding. Iewers in 'n of ander graad het jy hom gemis. So kom ons sê hom gou saam. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men could not put Humpty together again. Dis die storie van die mens. Die mens het die bullseye gemis. Die mens het buite God gekies. En nou die mens daar, en enige gelê, stikkend, en enigiets wat die mens gedoen het, enige poging, selfs deur die wet, kon die mens nie reg kry om Humpty Dumpty weer by mekaar te kry nie. En nou sê Paulus, hy sê, as jy dit verstaan, dan gaan jy verstaan wat het Christus kom doen, want soos wat jy ingesluit was by Adam, is jy nou ingesluit by Christus. Dis hoekom Christus die tweede Adam genoem word in die Nuwe Testament. Soos wat Adam ongehoorsaam was aan God en vir ons gewys het hoe lyk 'n lewe in ongehoorsaamheid aan God, het Christus gekom en hy was reg deur sy lewe gehoorsaam aan God en hy het vir ons gewys hoe lyk 'n lewe wat gehoorsaam is aan God. Maar dis nie al wat hy gedoen het nie.
hy het ook gekom, en hy was die enigste een, sonder sonde, wat hierdie volmaakte offer kon bring. Hy was die enigste een wat hierdie klagstaat, ons het dit op Kersdag gelees, daar was 'n klagstaat teen ons, die vyand kon elke keer vir God sê, hulle het gesondig, hier is die beskuldiging, die loon van dit is die dood. So hy kon elke keer daai klagstaat optel, en teen ons hou. Maar Jesus kom, hy betaal die loon vir die sonde. Hy wat geen sonde geken het, die word dit. God se oordeel oor sonde word op hom uitgegiet. En in daai oomblik word ons by hom ingesluit. En hoor gou hoe mooi verduidelik Paulus dit. Paulus praat hier so in Romeine 5, weer na vers 12, hier by vers 17, weer 3 verse oor dit. Maar dis asof Paulus dit nie genoeg kan verduidelik nie. As jy dit lees, dan voel jy later, okay Paulus, hou nou op, ek het nou die drift van dit. Maar Paulus hou aan, hoor gou, so belangrik vir jou, anders te gaan jy altyd vanuit Adam leef. Hoor gou beskryf vir dit, ek gaan vir jou stadig lees, Romeine 5 vanaf vers 7, hy sê, want as deur die oortreding van die een mens, dis Adam, hierdie oortreding, buite God, kies iets anders, die dood deur daardie een mens begin heers het. Nou kom ek sê net gou daar, gaan myself interrupt. Kom ek sê net gou. Dis nie asof God gestaan en wag het en kyk wanneer hulle verkeerd doen om hulle te straf nie. Dis nie wie God is nie. Al wat God gesê het is, enige keuse buite hom is gelyk aan dood. Sonder Christus is dood. En God se hart het daaroor gebreek. So hy sê, deur die een, het die dood, deur die een mens begin heers, sal hulle wat die oorvloed van God se genade ontvang, ja, die gawe van sy regverdiging, nog veel eerder deur die een mens, Jesus Christus, in die lewe regeer. In die lewe, nie in 'n ander lewe nie. In die lewe, een van die goed waaroor ons begin heers, is weer oor sonde. Die ongehoorsaamheid. Daarom dan, nou gaan hy weer aan. Hy sê dit eintlik maar net weer, soos daar deur die oortreding van een mens nou veroordeling oor alle mense gekom het, so daar ook deur hierdie een mens se gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging tot die lewe gekom. Nog 'n ronde, want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie mense tot sondaars gemaak is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie mense geregverdig word. Toe Adam sondig, verteenwoordigende gesag, beland die hele mensdom in 'n toestand van sonde, Humpty Dumpty. Toe God kom, toe Jesus kom, God se seun, toe hy vanuit gehoorsaamheid aan God leef, kom doen hy met sy gesag, wat net sy gesag kon doen. Net sy gesag alleenlik kon oorwinning behaal oor die loon van die sonde, die dood. En dis wat Paulus so mooi beskryf in hierdie Romeine 5, wat het vir jou voel, herhaal die woorde so. Hy sê 3 pertinente goede. Hy sê, hierdie wat God kom doen het, is 'n oorvloed van God se genade. Dis hoekom hy dit gedoen het. Dis 'n oorvloed van God se genade. Vanoggend toe kom Wins wat hier voorsit vir wie wat vir ons so spesiaal is. Toe kom hy na my toe. Gee hy vir my so 'n kruisie. En op hierdie kruisie staan, Jesus het jou lief. Jesus het jou lief. Die oorvloed van sy genade het na jou toe gekom. Miskien moet jy net so 'n bietjie daar sit, waar jy sit, en net dink, vergeet so 'n bietjie van die ou langs jou man of jou vrou of jou vriende. Want ons dink baie keer dat die goed is vir ander mense. Dalk ook net sê, jy het nou nie 'n kruisie by jou nie, maar nagel, Jesus het jou lief. Hierdie oorvloed van genade het na my toe gekom. Nie net na die ou langs my toe nie. Dan sê hy saam met dit, dis 'n geskenk, dis 'n gawe van regverdigmaking, righteousness, right standing with God. Jesus het ons weer kom regstel met God. Paulus sê, was vyande van hom, maar Jesus het ons by hom kom insluit, by die offer wat hy gebring het. Ons is nou gewas met sy bloed, bedek met sy bloed. Dis wat die skrif ons sê, hy gebruik altyd daai terme, gewas en bedek. So wanneer die vyand nou na ons kyk, kan hy ons nie meer beskuldig nie. Openbaring 12, hy is die aanklaer van die broers, hy probeer nou, maar hy het niks om ons van oor aan te kla nie, want Paulus sê so mooi in Romeine 8, hy sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie.
Vir die wat nie meer na die vlees wandel nie, met ander woorde nie meer na die ou Adam wandel nie, maar na die gees. Ons gaan nou by dit kom, daar is geen veroordeling nie. Dit was die woorde aan die kruis, dit is volbring, tetelestai, die skuldbrief was betaal. In die ou tyd het dit so gewerk, as skuld afgeskryf was daar op daai briewe, op daai skuldaanklag, of skuldbewys, is daar geskryf tetelestai. Hy het ons kom insluit, hoor gou, mooi sê Romeine 5, dit hy sê, as ons, toe ons nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. In die Nuwe Testament, meer as 150 keer word die term gebruik in Christus. Ons is nou in Christus, ons is nie meer in Adam nie, ons is in Christus. Die bekendste een is hierdie een, julle ken hom, hy is ook op jou yskas, 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Party vertaling sê hy is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is besig om verby te gaan. Die ou dinge het verlede tyd, dit het verby gegaan. Maak oop jou oë, kyk. Kyk, sien dit, hoor wat sê die Gees van God vir jou. Kyk, dit het alles nuut geword. As iemand in Christus is, this is supernatural. Ek het Kersdag ook 'n bietjie daaroor gepraat. Ek kan dit nie vir jou verduidelik nie, maar Johannes sê in Johannes 3, as die Gees van God in ons kom werk, is dit soos 'n wind wat waai. Jy weet nie waarvandaan hy kom, jy weet nie waarvandaan hy gaan nie, en dan beskryf hy dit as die nuwe geboorte in Christus. As wind gewaai het hier in Mosselbaai, weet ons dit. Ons het gisteraand van ons kinders se vriende by ons gehad. Hulle het vir ons vertel, daar in Hartenbos by die skool, by die karavaanpark, hoeveel mense het opgepak en geloop nou die dag toe die wind so gewaai het. Jy sien die effek van dit, van die tent skeer, die pale val, die komberse lê doe, almal se klere is deur mekaar gewaai. Jy weet die wind het gewaai. En dis die werk van God, en dis hoekom hy sê, die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Hoor hoe mooi sê Johannes 1 dit. Nou sê hy, in daai oomblik wat dit gebeur, ontvang jy ook God. God het jou lankal gekies, jou lankal aangeneem, maar daar's 'n oomblik wat jy hom aanneem. So hy sê, almal wat hom ontvang het, hierdie gawe van regverdiging ontvang het, ek sal nou ietsie oor dit sê, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Baie mense quoteer hierdie skrif verkeerd. Hulle sê, hulle het die reg gekry om kinders van God genoem te word. Jy word dit nie net genoem nie. Jy is dit. Almal wat hom aanneem, wanneer die Gees van God so werk en so waai, hierdie wind, en hy kom wys vir jou die koninkryk van God. Hy kom wys vir jou die doel, hy kom wys vir jou om die bullseye te tref. Aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hoe? Die wat in sy naam glo. En dan sê hy, hier is hierdie bonatuurlike werk. Hulle is nie uit die bloed of uit die vlees gebore nie, maar uit God uit. Oh my goodness, ek wil weer hierdie kruisie teen my vasdruk. Dis die gawe. Dis die geskenk. Ek, Nagel Meiburg, is gebore uit God uit. Ek is in Meiburg, ja. Hulle het maar dinge. Maar ek is gebore uit God uit. Ek is 'n nuwe skepsel, ek is 'n nuwe mens. Die oorsprong, die vertrekpunt van my lewe is nou iets anders. Die Grieks vir in Christus is maar net en Christo. En dit beteken, as ons dit probeer vertaal, jy leef nou binne in die sfeer, of binne in die ruimte van Christus. Jy leef binne in die lewe van Christus. Jou lewe is weer in Christus verberg. Met ander woorde, as ons praat oor familie, wat sê Kersfees vir ons? Kersfees is nie net 'n mooi dag waar ons die geboorteverhaal gedenk nie. Ons doen dit ook, want dit is beautiful, dit is 'n groot deel van ons storie en dit is special. Mag ons herdenk, dat as ons praat oor familie, dat Jesus het ook gekom om 'n nuwe menswees te begin. En wanneer jy tot geloof kom, raak jy deel van hierdie nuwe menswees. Jy kry 'n nuwe identiteit. Hoe werk dit presies? Ek weet, ek het klaar vir jou verduidelik hoe dit werk. Dit is die wind wat waai.
En dit gebeur met jou en jy weet die wind het gewaai. Jy kry 'n nuwe identiteit. Nie net 'n nuwe morele poging, 'n nuwe probeerslag, nuwejaarsvoornemens nie, nee, nuwe identiteit. Moenie worry nie oor die ligte nie, ons gaan net aan, ten minste werk die klank. OK, die Here het ons gestuur om lig in die duisternis te wees. Amen, so ons is nie bang vir die duisternis nie. So jy kry 'n nuwe identiteit en 'n nuwe identiteit gee vir jou nuwe aktiwiteit. Dit is so belangrik om dit te weet as kind van God. En dis nie meer ek mag nie, ek moet, dis ek wil. Die Gees werk dit binne in jou. Nou ek kan nie help om die storie te vertel. Elke keer as ek praat oor nuwe identiteit, nuwe aktiwiteit, dan moet ek die storie vertel. So vergewe my as jy my al baie gehoor het. OK, hier is die storie. Een van my pelle, ook in die bediening, hy loop jare terug, nog voor hy kinders gehad het, en sy kinders is ook nou al amper groot mense, loop hy daar in Menlyn Mall in Pretoria, en voor hom stap 'n vrou met 'n seentjie, en nou weet ek nie of mense sulke taal op die kansel mag gebruik nie, maar dis hoe dit was, die kind is vrekstout. Dit is nie te erg nie, nee, die vrek, OK. Maar hy's vrekstout. En hy dink toe, man, gee net die kind 'n paar houe. Hy kan ophou met sy tantrums. Hy sê die volgende oomblik, daar glip sy met die kind in 'n speelgoedwinkel en hy dink, ja Tannie, dis presies die probleem, daar gaan bederf jy die kind verder, want hy gaan nou weer sy sin kry. So next time the tantrum is just going to be bigger and better. So nou kyk hy, en nou hou hy hierdie situasie dop, hy besef toe later, o genade, hy lyk dalk nou soos 'n stolker, maar hy wil sien wat hier gebeur. Hy sê nou is die vrou daar in die winkel, later kan hy kyk deur die glas, later kan hy nie meer sien nie, en op 'n stadium sê hy, hier kom hulle uit, en die seentjie het 'n polisiepakkie aan, paraat, kids regop, soetste kind op moeder aarde. Hy dink toe, nee, dit kan nie wees nie, nou gaan hy na haar toe stap, en sê, hoekom doen jy dit? Jy maak hierdie kind stouter en stouter en stouter, hy sê, en voor hy kan praat, en behoorlik vir haar vra wat hy aangaan, toe sê sy, weet jy wat, ek het 'n blink plan gekry. Ek het gedink ek gaan vir hierdie kind sê dat hier skelms in hierdie mall. En as hy so te kere gaan hulle alles van ons steel en hulle gaan ons seermaak. Hy sê, so hier moet polisiemanne in hierdie mall wees. En sy sê vir hom, jy is 'n polisieman. Jy moet ons beskerm. En hy sê, besef in daai oomblik wat het gebeur. Sy het vir hierdie kind 'n nuwe identiteit gegee. Dis met ons gebeur, wanneer die Heilige Gees so mooi met ons werk, wanneer jy 'n kind van God word, gebeur daar iets wonderliks met jou. My kop sukkel om dit te verstaan, maar ek weet dit is so. Daai oomblik wat jy kind van God word, kom woon die Gees van God, hoor gou, die Gees van God. Dis so lief hy jou het. Hy stuur sy Gees om in jou te kom woon. God se Gees woon in my. En die inwoning van die Heilige Gees is die teken van jou insluiting by God se familie. Is nie nagel wat dit sê nie, is die skrif wat dit sê, hoor gou Romeine 8 vers 15 en 16. Julle het nie 'n gees van slawerny ontvang om weer te vrees nie, maar die gees van aanneming. Gees het ons aangeneem, ons het God aangeneem, deur wie ons nou roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Weereens, dis nie net 'n titel nie, kind van God is nie net 'n titel nie, God se Gees woon binne in my, dis 'n lewendige verhouding, en wat doen hierdie Heilige Gees nou? Hy help my nou om hierdie nuwe lewe in Christus te verstaan en dit al hoe meer te word. Ek word elke dag al hoe meer, as ek naby Christus leef, word ek elke dag al hoe meer wie hy klaar gesê het ek is. Hoor wat sê Paulus Romeine 8, die Romeine 5, 6, 7, 8 is net ongelooflik. Romeine 8 vers 2 sê hy, die wet van die Gees, wat 'n wet? Die wet van die Gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.
Die Heilige Gees, omdat Jesus die offer gebring het, wat nou binne in my kom woon, het my vrygemaak van die menswees, die wet wat lei na sonde, na doelmis toe, wat lei na dood toe. Die wet van die Heilige Gees, die lewe van die Heilige Gees, dit wat hy vir my sê, dit wat hy vir my wys, hoe hy my lei, daai wet, vat my altyd na die lewe toe in Christus. Die vyand het gekom om te steel, te slag en te verwoes, Johannes 10 vers 10, ek het gekom sodat julle lewe in oorvloed kan hê. Wat beteken dit? Ek kan nou anders wees, ek is nou anders. Ek dink nou anders, ek doen anders, ek leef anders, want God se Gees wat die dood, die doelmis lewe oorwin het, en Jesus uit die dood uit opgewek het as 'n bewys dat die mag van die dood oorwin is, daardie Gees, die Heilige Gees, woon nou binne in my. So ek het 'n government change hier binne in my, 'n regeringsverandering hier binne in my. Ek het 'n nuwe regering binne in my, en as ek na Jesus kyk, dan sien ek, Jesus, Johannes sê, hy het die Gees gehad sonder mate en sonder perk. En hy het so saam met die Gees gewandel, en dit is die lewe waartoe die Heilige Gees hom die heeltyd gelei het. Dit het sy lewe gevorm. Wat sê Kersfees? 'n storie van die koning vir ons. Die koning het jou ingesluit by sy offer. Ek en jy kan dit ontvang soos 'n geskenk. Die Gees maak jou nuut, hy kom woon in jou. Wat maak hy dan? Hy bring 'n nuwe identiteit, hy bring 'n nuwe lewe, en jy dra die heerlikheid van God nou binne in jou. Tussen die twee dienste, toe sit ek gesels, ons gou met iemand wat 'n challenge het. En terwyl ons met hulle sit en praat, toe dink ek, Here, as ons U nie geken het nie, as ons nie U Gees binne in ons gehad het nie, dan het die vonke nou hier gespat. Want dan sou die wet van die sonde en die dood gesê het, maak so, maak so, maak so. Daai mense het nie die reg om dit aan julle te doen nie. Daai mense het nie reg om dit te sê nie. Maak so. Hulle het vir jou 6 van hierdie gegee. Gee jy vir hulle 12. Maar ons sit daar en die Gees van God werk met ons en praat met ons. Dis 'n ander wet. Dis 'n ander lewe. Dis 'n ander bekragtiging. Dis wanneer jy na dit kyk, dan dink jy, maar hoe gaan ek hierdie doen? Dis amper onmoontlik. Die wet van die sonde en die dood wil iets anders sê, maar die wet van die Gees sê, Christus se manier, sy manier. Jy kan nie die kwaad oorwin met die kwaad nie, maar die kwaad met die goeie. Die lig, die duisternis maak plek vir die lig. Binne die sfeer van Christus. Jesus aan die kruis, kan jy dit dink, bid oor sy vyande. Hy is so gevul met God se doelwitte, met God se liefde, met God se manier, met die wet van die Gees. Hy sê vergewe hulle, hierdie vyande, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As ons praat vanoggend oor die Gees wat nou binne in ons woon, ons praat van 'n storie van die koning, ons is deel van God se koninkryk, sy koningskap, deel van sy familie, dan is die storie van die koning, wat nou besig is om te gebeur, ook my storie. Dit was die heel jaar ons tema, His glory, our story. His glory, my story. Die koning se storie is my storie. Jesus se storie met die mens van die begin af, daarvan Genesis 1 en 2, dan kry ons, tel ons hom weer daarop, ek dink in Genesis 19, wat hy sê, hierdie volk gaan vir my 'n volk van konings en priesters wees, dan sien ons dit reg deur, ons sien hoe Petrus daaroor praat, julle is 'n heilige volk, 'n heilige nasie, 'n koninklike priesterdom. God het ons geroep as deel van sy familie, ons is nou onder sy heerskappy van koning Jesus, en onder die heerskappy van hierdie volmaakte priester, Jesus. Die volmaakte hoëpriester. Ons begin was van die roeping af, om ingesluit te wees by God se familie, en sy koninkryk, die aarde te vul met dit. Hoor gou die Bybel eindig, in Openbaring. Ook hierdie skrifte, baie van dit het die verlede tyd, so dit het reeds gebeur, is besig om te gebeur, en dit gaan tot in die volle heerlikheid van dit gebeur. Hoor gou Openbaring 1. Sê Johannes, aan hom wat ons lief het, en deur sy bloed van ons sondes verlos het. Wat het dit gedoen? Wat ons 'n koninkryk gemaak het. Wat nog? Priesters vir God.
sy Vader, aan hom kom die heerlikheid en die sterkte toe vir ewig en ewig. Terwyl Johannes in die hemel inkyk, is dit wat hy sien. Hoor wat sien hy in Openbaring 5, hy sê, toe het hulle 'n nuwe lied gesing. U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te breek. Hoekom? Omdat u geslag is en met u bloed mense vir God gekoop het. Daar van die krib af toegedraai, herders weet waarvan hy praat. Hy het dit gedoen met sy bloed, ons teruggekoop as sy eiendom, ons ingesluit uit elke geslag, uit elke taal, elke volk, elke nasie. Jesus se koningskap was aangekondig as tot in die uithoeke van die aarde. Gaan lees Psalm 2, Psalm 110. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal as konings oor die aarde heers. U het hulle 'n koninkryk en priesters gemaak, en hulle sal as koning oor die aarde heers. Kan jy hoor, dis nou, maar dis ook in die toekoms. God wou nog altyd 'n koninklike priesterdom gehad het, wat sy koningskap, sy heerlikheid bring. Daarom het God vir sy missie, om die aarde te vul met sy heerlikheid, 'n familie gekies. That's us. Daai gesprek tussen die twee dienste. Partykeer soek ons hierdie heerlikheid wat ons bring, net wanneer die kersliggies mooi skyn en wanneer goed mooi en maanskyn en rose is. Somtyd stuur God jou, soos Jesus daardeur Getsemane met die oë gefestig op die vreugde van die kruis, sodat die duisternis kan verdryf. Jesus het self gesê met sy eie woorde, in hierdie wêreld gaan julle swaar kry beleef, maar hou goeie moed, ek het die bose oorwin. You're gonna be in tough situations. Ons het almal voornemens vir 2026. Is goed om voornemens te hê. Maar weet dit ook vir oggend. Dis lig teen duisternis. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die bose geeste in die lig. Maar Jesus het die bose oorwin. Nou stuur hy ons as konings en priesters in situasies in. As konings reflekteer ons God se koninkryk op aarde, en as priesters bring ons daai moeilike goed voor God se troon. En moenie 'n fout maak nie. Baie mense sê ek gaan nie bid nie, want as ek bid, niks verander tog nie. God weet hoe gaan dit uitspeel. Ek wil vir jou sê, dis nie Bybels nie. Die gebed van die regverdige het groot krag. Wanneer ons as priesters dien en bid en ons wêreld na God te bring, verander goed. Ek weet ook nie presies hoe dit werk nie, maar ek weet dit werk. God het vir ons, dis een van ons offers wat ons bring, natuurlik is gebed. Daar's ander offers ook, dienswerk, teenoorgestelde gees, you name it. Die koninkryk van God werk anders as die koninkryk van die wêreld. Die wêreld werk so, hy werk so. 'n Koninkryk, priesters, hulle sal as konings oor die aarde regeer. Ons is God se familie, sy storie is ons storie, die storie gaan aan. Gaan dit nog 'n keer sê, ek weet hoe dit werk nie, maar hierdie woord vul jou. Hy inspireer jou. Hy gee vir jou lewe purpose. Hy gee vir jou lewe purpose nou. Nie net vir eendag nie. Hy gee vir jou inspirasie vir daai gemors rondom jou wat jy nie weet hoe om te hanteer nie. Dink ek het dit Kersdag ook gesê, maar die goed kom maar so by my op. Op 'n stadium sê Jesus 'n klomp goed wat van die mense rondom hom verskriklik offens, en hulle stap weg. En Jesus sê vir sy disippels, hy sê, wil julle ook gaan? Petrus, altyd mos eerste, die vinnigste, die impulsiefste, hy sê, maar waartoe sal ons gaan? Want by U is lewe. God is lewe, alles van hom is lewe. Kom ons sluit ons oë. My vrou sê vir my tussen die twee dienste, joh, nagel jy die hele evangelie in een preek gepreek. So dit is amper so. Maar ek wil jou vanoggend vra, miskien het die wind van God se gees vanoggend oor jou lewe gewaai. En jy weet dat hy met jou werk. En jy weet dat jy's nog nie ingesluit by wat God vir jou gedoen het. Wel, jy is ingesluit, want hy het jou ingesluit, maar jy het dit nog nie aangeneem nie. Dis die regte bewoording. Hy het klaar die geskenk vir jou reg. Soos jy vanoggend wil sê, Here,
Ek wil deel word van u familie. As ek rondom my kyk, as ek na my eie lewe kyk, sien ek die lewe van Adam. Dis nie die lewe waartoe ek geroep is nie. Ek is geroep vir 'n lewe in Christus en ek wil ja sê vir dit. As dit jy is vanoggend, wil jy nie net jou oë toemaak, net jou hand op jou hart sit. En net sê dankie Here dat u vanoggend ook bonatuurlik in my werk. Dankie dat die wind van die Gees ook oor my waai en deur my waai en die koninkryk van God vir my ook oopbreek en dat ek ook weer gebore kan word, hierdie keer nie uit vlees en bloed nie, maar uit die Gees uit. Want die koninkryk van God, die heerlikheid van God, die roeping van God gaan nou vir my oop en ek sê ja vir dit. Dis hoe maklik dit is. Iemand het een keer ook gesê, die evangelie kos jou niks nie, maar het kos jou ook alles. Bedoelende, Jesus roep jou om te volg, maar as God van jou iets vra, is dit nie om iets weg by jou te vat, dit is om vir jou iets te gee. Dit is om vir jou lewe te gee, hy het gekom vir lewe in oorvloed. Dankie Here, dat ek volgens saam mense kan bid wat 'n oorgawe aan u maak. Dankie Heilige Gees, dat u nou binne in hulle kom woon. It's above and beyond our intellectual capacity. Maar dankie dat u dit nou doen, Here. En dankie Gees dat ons weet, ons kan hier volkome vertrou, dat u hulle verder gaan lei. Om te word wie u sê ons is. Ek wil ook vanoggend met jou praat wat sê, ek is kind van God, ek behoort aan hom. Ek wil jou vanoggend nooi, maak net spasie weer in jou hart om hierdie woord te hoor en sê, Here, ek hoor die woord, reg deur die woord van 'n koninklike priesterdom. En mag dit vanoggend een van my nuwejaarsvoornemens wees, to be that, om dit te wees, om 'n koning en 'n priester te wees vir God se koninkryk hier op aarde. Here, ons bid volgens dit opnuut, soos U ons geleer het om te bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, ons tree weer opnuut vir dit aan, want in dit is lewe, is vervulling. That's why we are here. Dankie Here dat U ook hierdie wil van God in ons lewens werk, om dit meer en meer en meer te word en elke dag ja te sê vir dit. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Voordat ons gaan sing, as jy volgende nodig het dat iemand saam met jou sal bid, onthou dit asseblief na die tyd, daar aan die regterkant op die muur staan so chapel, daar's 'n deur in, as mense wat gereed staan om graag saam met jou te bid, maar ons gaan volgens staan, nou as Hansel nou sê, dis die evangelie in 'n een preek, daar's 'n lied ook geskryf, is eintlik 'n anthem, King of Kings, wat ook die evangelie in een lied is, so kom ons staan.